Die boodskap, Genesis hoofstuk 23. Abraham koop 'n graf vir Sara. Sara, Abraham se vrou, het gesterf. Sy was 127 jaar oud. Sy is in Kirjat Arba dood. Dit was 'n plek in Kanaan wat tot vandag toe Hebron genoem word. Abraham was hartseer oor Sara se dood en het lank oor haar gehuil. Toe het hy met die begrafnisreëlings begin. Hy is na die Hittite toe en het vir hulle gesê: "Meneere, soos u weet, is ek maar 'n vreemdeling tussen u en besit ek geen grond nie. My vrou is dood en ek wil haar graag begrawe. Vandag vra ek u 'n stukkie grond vir 'n graf." Die Hittite het toe vir Abraham gesê: "Dit is goed so, meneer. U is soos 'n prins van God tussen ons. U kan die beste grond kry. Ons wil almal hê dat u vrou hier begrawe. Ons ken u en ons weet dat u naby aan God leef." Abraham het toe laag voor die Hittite, die mense wat in die land bly, gebuig en vir hulle gesê: "U is baie goed vir my, want u gee my grond sodat ek my vrou kan begrawe. Nou wil ek u versoek om tog met Efron, seun van Soar, te praat en vir hom te vra om die grot van Magpela aan my te verkoop. Hy besit dit en dit is aan die rand van sy grond geleë. Ek sal hom sy volle prys betaal. Ons kan die transaksie sommer hier voor almal afhandel." Efron was 'n gesiene man. Hy het in die stad se poort saam met al die ander belangrike Hittite gesit en na Abraham se versoek geluister. Efron het geantwoord: "Nee meneer, dit is nie nodig nie. U hoef my niks te betaal nie. Voor al my mense gee ek u vandag die grond met grot en al. U kan sommer vandag nog u vrou daar gaan begrawe." Abraham het weer voor almal gebuig. Hy het met Efron voor al die ander dorpsraadslede in die poort gepraat. "Meneer, baie dankie. U is werklik goed vir my, maar ek wil eerder die grond by u koop. As ek dit gekoop het, kan ek my vrou daar begrawe." "Goed dan," het Efron gesê. "Laat ons tog nie stry nie. Jy kan alles vir 4,5 kilogram silwer kry. Dan kan jy jou vrou gaan begrawe." Abraham het Efron se aanbod aanvaar. Hy het toe die hele bedrag in silwer voor Efron en die Hittite afgetel en dit vir hom gegee. Almal was oortuig dat die transaksie wettig was. So het Efron se landgoed in Magpela, oos van Mamre, Abraham se eiendom geword. Die land met die grot en al die bome in die gebied het nou aan Abraham behoort. Alles het gebeur in die teenwoordigheid van al die Hittite wat in die dorpsraad gedien het. So het dit gebeur dat Abraham sy vrou Sara in die grot van Magpela dig by Mamre in die land Kanaan kon begrawe het. Vandag nog word die plek Hebron genoem. Die land het met grot en al van die Hittite na Abraham oorgegaan. Hy het daarvan 'n begrafplaas gemaak.